Of sê ons Bybelverklaring, hier is my Bybel, dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem, die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Wanneer ek en jy die Bybel begin geniet, dan dink ek is jy op 'n lekker plek, is jy op 'n veilige plek. As Bybel lees nie vir jou 'n swaar plig is en jy voel jy moet nou Bybel lees. Ek weet ons almal gaan deur fases en baie keer dan kom jy nou op 'n punt waar jy voel, maar ek nou my Bybel verwaarloos. En dan kry jy nou een of ander Bybel leesprogrammetjie en dan begin jy nou baie getrou, totdat jy nou daar lekker sommer in die eerste hoofstukke in daai geslagsregisters vasval. In die seun van die, in die pa van daai, in die oom, in die... So gaan dit aan. Meeste mense het daarom die eerlikheid om te sê, hulle skiep dit sommer net. Maar ek het hopelik in die laaste 2 boodskappe jou bewus gemaak van hoe besonders die eerste hoofstukke van die Bybel wil wees. Hoe uniek hierdie eerste hoofstukke van die Bybel vir my en vir jou antwoorde vir ons lewe wil gee. En ek gaan dit so kort en kragtig en maklik as moontlik maak en daarom gaan ek nou vanoggend met jou praat oor die aangesig van God, oor die aangesig. Nou, as jy dan dit gemis het, vra vir iemand wat in die dienste was om vir jou so 'n bietjie die preek te verduidelik en vir jou te sê, wat was die ander? Die eerste ene het ons bewus gemaak van jy moet God kan aanroep. Jy moet God kan aanroep. En die tweede ene het gesê, jy moet met God kan wandel. En nou sê nommer 3, jy soek die aangesig van God. So, dis eers jy roep, en as jy geroep het, dan gaan jy nie aan asof jy nou nie geroep het nie. Amen. Jy gaan staan stil, want hoekom het jy geroep? Jy wil oomblikke hê, jy wil tyd hê. En dan moet jy nou 'n entjie tyd spandeer, jy moet bietjie loop, jy moet bietjie saam beweeg. En dan, wanneer jy kan saam beweeg, gee hierdie eerste hoofstukke en die geslagsregisters wat ons baie keer so oorslaan, gee dit vir ons pragtige beeld van hoe God oorspronklik beplan het, dat dit tussen jou en hom moet wees. Hoe God wou gehad het, dat die lewe met jou sal verloop, hom aan jou sy, hy by jou en jy by hom. So, ek gaan jou vra om saam met my nog 'n gedeelte weer daar in Genesis te lees, en die gedeelte wat ons lees is Genesis 3 vers 6 tot 11. Nou, as jy jou Bybel saamgebring het, lees asseblief saam, as jy ander vertaling het, dit help nogal, en as jy op die selfoon dit wil boekmerk, dan help dit ook in die toekoms. Hy sê, toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. 'n Boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here. God tussen die bome van die tuin. Hulle het hulle verberg
vir die aangesig van God agter die bome weggekruip. Hierdie gedeelte gaan aan vers 9 sê, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Daardie roep het geëcho weer klank deur die eeue heen en vanoggend nog steeds is dit wat ons kan hoor. Waar is jy? Waar is jy? En hy het geantwoord, en hy antwoord, ek het u geruis in die tuin, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak en daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En dan wil ek, om het later terugkom hierna toe om jou te help om iets beter te verstaan, wil ek vir Psalm 67 vers 2 aansluit en vir jou wys hoe dat daar 'n roep, 'n gebed, 'n smag, 'n verlange in die psalmdigter se harte is. Hy sê, mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy sy aangesig by ons laat skyn. Mag God iets doen. Asseblief, Here, doen net iets. En dan lees ons hoe dat die disippels se ervaring saam met Jesus gehad het. En daarom wil ek sê, jy hoef nooit te twyfel of God jou gebed gaan antwoord nie. Hy is 'n antwoorder van gebed. As jy na die Here roep, sal God antwoord. En hier lees ons in die Nuwe Testament van Jesus se ervaring. Hy sê, en hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos lig. Jesus kom demonstreer iets van God se aangesig, God se teenwoordigheid, God se opdaag. En om dit, ek glo, reg te verstaan, kan ons nie anderster as om laasweek se vraag te probeer antwoord van wie was dan nou skuldig, Adam en Eva, of was Kain sommer maar net boos soos wat Romeine hom beskryf, of het Abel iets verkeerd gedoen? Want wat het Kain dan nou so kwaad gemaak? Net die feit dat God nie sy offer aangesien het nie? Of was dit dat Adam en Eva, jy weet, nagelaat het om vir Kain te sê, jy moet oppas? Jy sal onthou, ek het al baie opmerkings gemaak en ek wil probeer die konteks daarvan vir jou reg kry, is dat Kain is gebore nadat Adam en Eva uit die tuin uit is. Kain is eers gebore, jy weet, toe Adam en Eva nie meer in die aandwynkie met God wandel nie. En wat God iewers sekerlik teenwoordig is, maar ek dink, mooi gesê, wil ek versigtig dit waag om te sê, ek dink Kain het 'n bietjie goddeloos groot geword. 'n Afwesigheid, iets wat weg is. 'n God, Adam, het jy dan nie probeer om vir Kain te sê hoe wonderlik dit was? En vir hom te sê, sien jy die tuin, sien jy die engele wat die poorte beskerm? Het Eva nie probeer 'n kinderstorietjie lees en vir Abel sê, jy moenie jou boetie kwaad maak nie, hy's 'n bietjie aggressief. Nou sê niemand amen nie, goed. Lyk my julle het goeie boeties en sissies, nee, ek kan ook amen sê, nee, goed. Maar, waar lê die fout? So as ek Adam, Eva, Kain, Abel, Henog, Lamech, Ada, Silla, Jebel, of Jabal en Jebel en Tibal, Kain en Set en Henog, dan sien ek Kain se geslagsregister eindig met hierdie sinnetjie wat sê, en hulle die Here of die naam van die Here aangeroep. Uit goddeloosheid, uit verkeerd,
het hulle tot een punt gekom en gesê, daar's net een antwoord vir hierdie wêreld. En dit is dat God moet terugkom. Hy moet weer terugkom. Hy moet sy plek kry. Sy stem is die stem wat saak maak. Sy waarheid is die waarheid wat ons sal vrymaak. En wat God kan doen, kan geen mens doen nie. En daarom is dit vir my mooi, en ek het vir jou dit daar in hakies gesit, is dat as 'n mens dink dat Kain het met vrugte geboer, of met die bome en die plante geboer, Abel het met vee geboer, en hier kom Jabal en hy maak tente. Hy is sommer 'n voorkeer. Ek dink hy is die hedendaagse tentkou daar in Boksburg, iewers in Johannesburg, jy weet. Hy maak tente wat wêreldwyd bekend is. En hier kom sy boetie en hy sê, maar ons kan nie net lekker vrugte hê en wag, laat ek net jou vra. Het jy gehoor of het jy verstaan wat het gebeur toe Kain vir Abel doodgeslaan het? Skielik staan Kain en hy kyk so en hy dog, wie gaan nou die skape oppas? Nee, Kain was aan die hardloop. Hy het gevlug voor die aangesig van God. Nou, wie gaan nou die bome water gee? Ek wil hê jy moet verstaan hoekom jou kinders terugkom na jou toe. Ek dink Adam het so vir Eva gekyk en gesê, my vrou, ons is in die moeilikheid. Abel is dood en Kain is weg. My vrou, sal jy help? Die skaap is honger. My vrou, my man, jy kan nie nog 'n dag uitstel nie. Die voëls is besig om die vrugte van die bome af te vreet. Daar gaan nie 'n oes wees nie. En daarom as Set gebore word, dan begin die hele storie van voor af. Gaan lees dit maar. God het vir Adam en Eva gemaak. En hy het hulle in 'n tuin gesit, gaan lees die gedeelte daar. En hy Adam beken vir Eva en Set word gebore. Wag so 'n bietjie, waar's Kain en Abel se geslagsregister of stamboom? Ek wil jy moet hoor, in watter totale eindpunt, doodloopstraat, het die skepping opgeëindig. En uiteindelik is daar in Set se wêreld 'n wandel met God. Henog wat sê, ek sal saam met God wandel, en God kom terug en hy gee daardie verstand terug en hy sê, ek gaan julle nie net leer om bome te laat groei nie, ek gaan julle nie net leer om diere op te pas en skape te teel nie, ek gaan julle leer om tente en huise te maak, ek gaan julle leer om musiek te maak. Eintlik staan daar Sissa nie wat jebel nie. Ek gaan julle vingers aanraak. Het jy al gewens jy kan so lekker klavier speel? Maar ongelukkig kan jy nie, want miskien is jy 'n kopersmid. Miskien is jy hierdie tipe al Kain, en jy kan yster vat en jy kan hom warm maak en jy kan hom met die hamer slaan totdat hy 'n werktuig of 'n swaard of 'n nuttigheid word. En tog kon hulle met al hulle goeie pogings nie 'n antwoord kry nie. Hulle moes God aanroep. En ek wil sê, AGS Pleroma, ons gaan God aanroep. Ons gaan God aanroep. Of ons 'n kinderkerk het, en of ons 'n oorgangsraad het, en of ons 'n administratiewe raad het, en of ons 'n kerkraad het, en of ons 'n gebou het, en of ons 'n gemeentenaamlys het. Ons gaan die naam van die Here aanroep. Kan ek 'n amen kry? Ek wil vir jou sê, ons enigste antwoord lê daarin gesê, dat ons sal verstaan as Paulus in Romeine skryf, en hy sê, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie.
Dan wil ek vanoggend jou oproep en vir jou sê, verstaan weer, dat almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan wat? Die heerlikheid. Here, God, kom net terug asseblief. Kom spandeer net weer tyd met my asseblief. En as jy dit in jou hart saam met my wil vasmaak, dan wil ek hê jy moet weet, dat skuldig betaal nog altyd 'n prys. As ons dink aan Adam en Eva, wat hulle verberg vir die aangesig van God, hulle eie swak poging is om vyeblare aan mekaar te werk, om hulle naaktheid te beskerm en hulle vrees te probeer beredder as hulle voor God staan. Ek wil vir jou sê, hoe nader God aan jou kom, hoe meer besef jy, hoe naak en beklaanswaardig jy is. Hoe meer besef jy, dat jy is nie weinig wat jy moet wees of kan wees nie. En jy probeer met jou mense, en jy maak 'n ou tentjie, of jy wil boer, en jy wil hierdie en daai reg kry, en jy dink jy gaan God behaag. Nee, dit lê daarin, laat jy roep na hom, en jy sê, Here, kom net terug na my toe asseblief. Here, wees net weer teenwoordig in my lewe. Here, ek wil U net weer aangesig tot aangesig sien. Ek wil kan sing en sê, I feel Jesus in this place. Ek wil kan sing, He touched me. He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened. En nou kan ek weet, in die teenwoordigheid van God, is dit die beste wat daar kan wees. Ek dink ons almal het nodig om na God te roep. Ek dink ons hele gemeente, ek dink ons dorp, ek dink ons gemeentes op die dorp, ek dink die AGS Kerk in Namibië, maar ek dink die AGS internasionaal het nodig om na God te roep. Ek dink ons het nodig om weer te sê, Here, kom asseblief naby aan ons. En daarom het ek, terwyl ek gebid het, en terwyl ons op die administratiewe raad, en ek wil vir jou vra om daai blaadjie uit te haal, want die volgende stukkie van die preek is hierin vasgevang, is dat ek en jy weer sal verstaan, dat daar moet sekere tye en plekke en periodes wees, wat ons vir mekaar sê, dis nou 'n tyd om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Dis 'n tyd om te dink, wat sê God? En ek ken 'n gemeente, en ek dink jy ken ook jou hart en jou gemeente, en ek weet hoe dat 'n gemeente die helfte wil en die ander helfte wil nie. Een so en die ander een is so. Hoekom moet ons nou dit doen en hoekom moet ons so maak? Maar ek roep jou op, as ons pastoor van ons gemeente in AGS Pleroma, roep ek jou op om in Walvisbaai in die volgende 21 dae iets te laat gebeur. Iets te laat gebeur, iets te laat gebeur. Ek hoor nie 'n amen nie. Ek sê iets moet gebeur, iets moet plaasvind, iets moet neerdal. Iewers moet God se grootheid en sy heerlikheid die oorhand kry oor myself. En as God opgedaag het, dan kan ek sê something wonderful happens. En daarom wil ek jou aanmoedig om Psalm 88 vers 3 jou tema teks te maak vir hierdie 21 dae. Hy sê, laat my gebed voor U aangesig kom, neig U oor tot my smeking. Kan ek vir jou sê, ons is nie in 'n verhouding met God asof ons hom kan beveel nie. Hy is God en ek is sy maaksel. Hy is die Almagtige en ek is die een wat die Almagtige nodig het. Hy is die een wat kan en ek is die een wat nie kan nie. Hy is die een wat dit alleen kan laat regloop. Hy is die een wat dit vir my mooi kan maak. Hy is 'n goeie God. Sy al en al is dat dit met my goed sal gaan. Waarom sal ek in my eie so
dink ek is die antwoord. Ek kan dit op my manier doen. En as ek dit vir jou lees, dan blaai asseblief saam met my om, dan sê ek, ons begin 25 met 'n opregte en diep afhanklike tyd van gebed, vas, selfondersoek, skrifbestudering, openbarings en aandoenings van die krag uit die hoogte uit. Kan ek vir jou sê, as hierdie 21 dae nie jou vervul met die krag van God nie, gaan jy oor 3 maande nog presies wees waar jy vandag is. Jy gaan met dieselfde dinge worstel, jy gaan met dieselfde probleme, jy gaan nog steeds jou dae en maande en jare tel en sê, wanneer gaan God antwoord? Dis jy wat moet antwoord. God het gesê, waar is jy? Is hy wat vir jou gevra het? Wat het van jou geword? As ons dink dat Jesus vir ons hierdie oplossing gee in Johannes 14 vers 13 en 14, dan wil ek hê jy moet weet, dat as jy begin op 'n plek kom, waar jy weer verstaan, hy sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ek dink ons nommer 1 krisis in ons dag is ons kinders. Ek dink jy ons moet 'n groter krisis sien nie. Dis nie 'n onvermoë om geld in die bank te hê nie. Dis nie oor wat jy weet nou in jou lewe reg gekry het of nog moet regkry in 'n kursus of iets wat jy nog moet doen nie. Ek wil vir jou sê, ons grootste uitdaging, ons grootste krisis is ons kinders moet die Here dien. Kain moenie vir Abel doodslaan nie. Abel moenie Boetie kwaad maak nie. Lamech bedink jou, as Kain 7 maal gewreek word, sal Lamech 70 maal 7 gewreek word. Daardie arrogansie, daardie hoogmoed van jou wêreld, gaan jou duur te staan kom. Daardie ek is in staat, ek is die een wat dit kan regkry, ek is die een, begin hierdie jaar op 'n goeddoen plek, waar elke behoefte gehanteer word. Wees eerlik en erken, ons het God baie nodig. Ek dink as jy vanoggend sou dink, jy kan sonder God klaarkom, dan dink ek, mag jy sê, dis nie vir my nie. As jy dink, jou dinge is uitgewerk. Ek wil vir jou sê, is 'n breekdeel van 'n sekonde, dan staan jy voor die grootste krisis van jou lewe. En dan besef jy, dis nie, waar is God nie, dis waar is jy? Waarmee is jy besig? As jy kan besef om op jouself te vertrou, gaan jou net swakker maak. So kry duidelik rigting en koers wat God deur jou wil werk in die jaar wat voor jou is. Wil jy nie ook graag hê 2025 moet 'n goeie jaar wees nie? Wil jy nie graag 'n oes aan die boom sien? Wil jy nie sien dat die skape aangeteel het nie? Wil jy nie sien dat jou tent se dak nie lek nie? Wil jy nie graag op die iewers deur hierdie jaar aanbeweeg en dan wil jy sê, haal uit daai gitaar en kry daardie snaarinstrumente en bring daardie klawerbord en kom laat ons die Here loof en prys, want die Here was vir ons goed gewees. Wil jy nie versigtig met die hamer daardie koper vat en dit in 'n beeld vorm of in 'n bruikbare item vorm nie? Wie van julle ken daardie ou Primus stofies wat 'n mens gekry het? Oom Willie ken, hè? Ek het my altyd verwonder aan daardie basis wat uit 'n koper alloy gemaak is. En dan het my ma nog iets baie oulik gedoen. Ek dink dit was Braso, oom Willie, Braso, nee, Silwe het later gekom. Dan sy die Braso gevat, dan maak sy daai Primus stofie. Hoorie, hy skitterblink.
Want hy het bietjie aangepak, dan die Audrey onthou. Trots. En dan sit en kyk ek daar die ou praai my stoofie, as my pa versigtig, die bietjie spirits, die blou vlambare spirits in die opvangbakkie gooi, en hy brand eers met die spirits, daar die meganisme warm, en hy's lekker warm, en dan word die stoofie gepomp, en dan begin die parafien, wat traag is om te ontvlam, begin is dun straal, as 'n prieker gewees, 'n priekeroom, wil jy, is dit reg, nee? Hy so klein dingie, maar hy het 'n haarfyn naaltjie gehad, waarmee jy die gaatjie moes oopmaak. En as jy hom oopgemaak het, en daar die parafien onderdruk, en daar die warm omgewing inspuit, dan ontvlam hierdie blou primus vlammetjie daarbo, en jy kan maar weet, daar kom koffiewater, halleluja, jy kan maar weet, daar word kos gekook, jy kan maar weet, iets gaan reg uitwerk, want hoekom? Dis 'n skepping van God gewees. Dis God wat gesê het, parafien kan ontbrand, maar jy het 'n bietjie spiritus nodig. Ek wil vir jou sê, jy kan lewe in God, jy kan in oorwinning staan in die Here, want hoekom? Sy Gees wil jou verlewendig. Sê amen, halleluja, vir die Gees van die Here op jou lewe. As ek vir jou vra om dan die nommer 1 probleem aan te spreek saam met my, sê ek, Here, ek weet. En as ek vir Margaret dophou, dan weet ek kan sê, sy weet ook. Maar my hoogste strewe is dat my kind moet ook weet. My kind moet ook weet. My kinders moet weet wie God is. My kinders moet voor God kom staan. En my kinders moet met 'n jubelsang en met 'n lof en met 'n verklaring sê, die Here is ons God. En daarom kan ek nie anderster as om herhaaldelik vir jou te sê, as God laas jaar in Oktober daar iewers vir Psalm 22 vers 34 gegee het, en hy sê 'n nageslag sal hom dien, dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag, dan wil ek vir jou sê, ons gaan ons kinders, jong mense, jong getroudes se droom van kerk wees wakker maak. Jy het nie mooi gehoor wat ek vir jou sê nie, ek sê vir jou, ons jong mense het drome. Ons jong kinders het drome. Nou ek weet nie of ma beïnvloed het of pa beïnvloed het nie, maar my kleinkind vra vir my, sal ek asseblief by die prefekte 'n versie kom lees en 'n stukkie kom bid. Nou ek hoop is pa en ma se invloed, jy weet. Dit sal nogal behoudend wees, dink ek, jy weet. Maar die feit dat sy nou moet nou reël, dat sy moet nou dit vra. Nou word ek gevra, ek moet nou 'n versie kom lees daar by die prefekte. En toe ek nou mooi reg is en ek die versie en alles en ek daar is en ek sê, kan ek nou maar, nou is kleinkind net so, oupa, net nie te lank nie. Kom ons gaan aan. Kan ek vir jou sê, is nie maklik om oor te gee nie. Dis nie maklik om te glo dat jou kind het die Gees van God in hom of haar. Dis 'n uitdaging, is ons wat baie keer beperkend inwerk, en ons doen daardie wrede ding partykeer, is om labels of etikette te hang aan ons kinders, en te sê, hy sal nooit die Here dien nie, hy is so, en hy is hierdie, en sy is so, en sy is so. Wil jy nie God kans gee om in 21 elke letsel, en ek wil dit letsels noem, om elke etiket wat jy op jou kind gehang het te gaan afhaal, en om te sê, my kind sal die Here dien,
sien, halleluja. My kinders sal by God uitkom. Kom ons gee die Here lofoffer, want my kind is belangrik. My kind is God se kind en ek het 'n werk en 'n taak om te doen. Ons gaan in hierdie 3 weke wat voorlê, beginnende die 20ste en dit is nou nie ver weg van ons af nie. As ek my horlosie reg kyk, Marlene, is môre, soos my datum reg. Gaan ons van 20 tot 26 Januarie gaan ons in week 1. Gaan ek jou vra en jy gaan nou hoor wat vra ek van jou, dat jy gaan fokus op roep die Here aan. Laat jy weer op en af in jou kamer loop, laat jy in die sitkamer op die bank gaan sit, of laat jy kniel in die kombuis en sê, Here, ek roep U aan, ek soek U in my koskas. Here, ek wil weet, hoekom is my motorhuis in so 'n toestand? Here, ek wil weet, hoekom is my lewe nie reg nie? Ek roep U aan en dan van die 27ste tot die 2de Februarie gaan ons fokus op ons tyd wat ons aan God gee. Ek is eerlik met U. Ek dink ons verwag dat God moet met ons oorskiet tyd. Ek sal nooit vergeet dat my pa vertel het hoe dat hy hier in sy laat jare gesê het, Here, ek gee vir U so baie tyd, ek lees die Bybel en ek bid en alles. Here, hoe kan ek dit spesiaal maak? Toe kry hy die gedagte, of die stem van die Here, wat vir hom sê, gee vir my jou beste. En hy het bietjie daaroor gedink, en hy stel sy horlosie 3 uur in die oggend. Want hy besef toe, dis die tyd wat hy altyd lekkerste slaap. Hy sê, dan gaan die horlosie 3 uur af, dan staan hy op, en dan gaan soek hy tyd met God. Dan gaan wandel hy so bietjie met God. Ek wil vir U sê, God kan nie tevrede wees met afskeep. God soek jou beste. Hy soek nie 'n offerdier wat 'n letsel aan het nie. Hy soek 'n totale oorgawe. Hy soek nie 'n halwe of 'n lou warm Christenskap nie. Hy soek 'n warm wees vir die Here. En ek haas my om vir jou te help om te verstaan dat in week 3 gaan ons dan van die 3de tot die 9de Februarie gaan ons die aangesig van die Here soek en met die Here se hulp gaan ek elke oggend, of jy nou daarvan hou en nie daarvan hou nie, en ek gaan jou dop hou, ek gaan kyk of dit die regmerkies blou merkies word, en ek wil eintlik vir jou vra, stuur van my terug. Ek wil 142, hoeveel Marlene? Ek wil 142 responses hê elke dag. Anders is jy nie lidmaat nie. Ek het nou niks gesê nie. Ek sê, 'n goeie lidmaat sal sê, ja pastoor, thumbs up pastoor, pastoor, ek het gekry. Pastoor, ek's bietjie besig nou. Wat? Jy besig? Wag vir week 3. Die Here is op pad met jou. Die Here gaan jou lot verander. Die Here gaan jou gryp en die Here gaan doen. En daarom as ek hierdie 21 sleutelwoorde vir jou stuur op die laaste bladsytjie van daai blaadjie, dan wil ek vanoggend vir jou sê dat ek wil hê dat dit moet jou aanraak. Dit gaan net, ek weet nie, ou prentjie, ek dink dit gaan 'n prentjie wees met net 'n sleutelwoord, 'n miskien 'n teksverwysingkie, so dit gaan jou nie meer as 2,5 sekondes vat om te verstaan hoe ons saam beweeg, hoe dat ons eensgesind raak, hoe dat ons sê, dit is wat God van my vra as 'n lidmaat van die AGS Pleroma. Dis wat die Here wil hê. Ek vra nie van jou om enigiets anders te doen, as om toe te laat dat die Heilige Gees, daardie tema wat jy hardop uitspreek en sê, Here, pastoor sê vandag liefde, het ek regtig liefde vir my kinders? Here, het ek liefde vir die werk? Het ek liefde vir die gemeente? En dan gebruik jy dit en jy laat toe dat die Heilige Gees, en as die Heilige Gees jou gryp, dan spandeer jy sommer 'n uur. En as jy laat kom by die werk, dan sê jy vir die baas, pas op, God is met my. Nee, jy het dit nie gehoor nie. Moenie laat kom nie, die Here sê jou nie laat kom nie.
Dis eie sinnigheid en eie geregtigheid en beter weterigheid wat die meeste goed wat ons doen eintlik vooraf gaan. En is omdat ons ons eie lot en ons eie wil en ons eie wonderlikheid, jy weet, nie wil verruil vir Here, ek moet minder word, dat U meer kan word. Maar nou hier is dit. En ek gaan absoluut dit verwag van ons gemeente, van elke lidmaat. Ons gaan vas. Pastoor, my dokter het gesê bloedsuiker. En pastoor, jy weet nie, ek het al klomp keer probeer vas. En pastoor, as ek hier by 10 uur kom, bewe ek. Ek ook. Here, hoe wil ek nou sê? Jy het soveel verskonings, soveel redes om vir die Here te sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Maar ek dink die Bybel is baie duidelik dat vas is 'n besonderse poging, 'n besonderse opdrag, 'n besonderse aksie wat kan sê, Here, ek het U meer nodig as kos. Nou haal diep asem en dan ontspan jy. Ek verwag van niemand om eers 1 dag te vas nie, ek nou. Want die Here het iets besonders op my hart gelê. Iets wat ek dink hierdie gemeente in die oë gaan kyk. Kom ons lees dit. Ons gaan as gemeente vir 3 Sondae, 26 Januarie, 2 Februarie en 9 Februarie, gaan ons koffie en tee na die diens opoffer as 'n vas voor die Here vir ons kinders se toekoms. Aan die einde van hierdie 3 dienste, in plaas van koffie en tee, gaan ons 20 minute tyd van gebed hê as gehoor, soos ons nou sit. Moenie bekommer nie, gaan nie die kerk langer maak nie. Ek sal sorg dat jy half, of daarom bietjie na half, by die huis kom, jy weet. Ons gaan nog steeds 9 uur begin, en ek gaan reël, en ek gaan dit beplan, dat ons sing, en dit kan nie soos vanoggend se sing wees, het julle gesien hoe lekker lank het ons gesing? Ek het Jimmy Swaggart se diens van 5 Januarie gekyk op YouTube, en hulle 2,5 ure gesing. 2,5 ure kerk gehou, nee. Die een liedjie het hulle 26 minute lank gesing. Amazing. Daar's niks wonderliker as om in die teenwoordigheid en die heerlikheid van God te wees nie. Jy wil nie weggaan nie. Jy wil nie hê dit moet stop nie. Maar ons gaan vir onsself dissiplineer en ons gaan sê, ons begin ons diens, ons sing vir 25 minute. Ons laat toe dat die prediking of wat ook al ons vir 35 minute in geloof opbou. En dan word ons stil voor die Here. En ek weet daar's nie iemand beter wat ek kan benoem vir daardie laaste 20 minute as my broer Cassie nie. Die een intercessor wat in al hierdie jare langs my gestaan het. So Cassie gaan nie die dienste hou nie. Cassie gaan net hier voor staan. En hy weet nog nie daarvan nie, hy hoor nou daarvan. So Cassie, jy het 'n bietjie voorbereidingswerk om te doen. Jy moet hulle nie laat praat nie. Hulle moet bid. Amen. Jy praat nie, jy laat hulle bid. Cassie weet en ken my hart. Vir die, hoe lank? Vir die afgelope 30 plus jaar is Cassie die tweede persoon of die visievoorsitter-rol in ons gemeente. En ek dink as daar iemand is wat die Here wil gebruik, is dit ons broer Cassie. Moet hom nie moedeloos maak nie, moet my nie moedeloos maak nie. Moenie mekaar moedeloos maak nie.
kom op 'n plek waar jy die Here aanroep. Waar jy sê, Here, as ons dit nie doen nie, verydel ons die erfenis wat U vir ons in gedagte het. Nou gaan ek vir jou wys hoeveel goed wat die Here nou nog vir jou gesê het, maar ek gaan jou aanmoedig om eerder net te weet, daar's wat ek vir jou sê, hoe die sondeval herstel en hoe hy sou genees word. Daar wil ek hê jy moet weet, dat as daar verdorwenheid is, as daar verdeeldheid is, moet dit herstel. As daar stikkend is, moet dit reggemaak word. Amen. Kan ek 'n amen kry daarvoor? Ons is veronderstel om eensgesind te wees en nie verdeeld te wees nie. Ek is so dankbaar dat God is in beheer van ons gemeente. Amen. En nou wil ek hê jy moet net iets sien. Nou kan jy 'n bietjie huiswerk gaan doen, hè? As jy daardie versie van Paulus lees, hy sê as hy volmaakte gekom het, sal wat ten dele is tot niet gaan. Die Bybelverklaarders het 'n groot klomp verduidelikings. Die nommer 1 wat ek en jy altyd eerste het, is as Jesus gekom het. Dan as Jesus gekom het, beteken sy geboorte, dan is dit reeds aan die werk. As dit beteken Jesus se opstanding, dan is dit al reeds aan die werk. As dit beteken wanneer Jesus weer terugkom nadat hy plek vir ons voorberei het, dan wil ek vir jou sê, dan gaan jy nog wag. Maar kan ek jou help om te verstaan in die konteks van al hierdie, as jy volmaaktheid nalees in die Bybel, gaan volmaaktheid oor eenheid, oor eensgesindheid. Almal beweeg in dieselfde rigting. Dis soos wat 'n klomp soldate 'n voorwaarts marsbevel kry en hulle beweeg vorentoe. Ek het in die week met 'n plaasboer tyd gespandeer. En musiek, dankie, julle kom maar kom. En ek kon daardie nag nie slaap nie. En ek het iets besef, en dan vra ek vir jou, hoe werk ons sake? Hoe troos ons onsself? Hoe vertel ons onsself dat ons reg en goed is? Terwyl die musiek uitstap, stuur hierdie plaasboer vir my 'n videoetjie van sy skape, daar in die suide. En as jy na die prentjie kyk, is bietjie donker, dof, dat jy die woorde kan lees. Dan kyk ek daardie grond waar die skape op loop. Daar's nie 'n grasie nie. Daar's niks. Ry hulle koöperasie toe, dan bring hulle sleepwaarvrag korrels en voer aan. Dan kyk hulle die skaap so en dan wonder hulle, hoeveel kan hulle nog verkoop om die res te red? Na my gesprek, na my bewusmaking, het ek vir hierdie plaasboere WhatsApp gestuur en vir hom gesê, vergewe my. Ek dink ek is nie die naam pastoor werd nie. Want ek hoor droogte, droogte, droogte. Ons bid vir die droogte. Ons bid dat die reën moet kom. Ons besef nie, regtig, hoe staan jy op as 'n boer in die oggend? En daardie son met al sy felheid brand nog 'n skaap dood. En as hy teen die lyndraad afry, dan soek hy nie na 'n graspolletjie nie, want hoekom? Dit het nog nie gereën nie. Kyk hy, waar lê nog een? Hoeveel kerkmense
moet sterf voordat ons weer kerk is. Hoeveel van hierdie kleintjies, hierdie ou lammertjies, sal oorleef voordat ons nie verstaan wat dit is om te smag na God. Te sê, Here, ek roep U aan. Here, as dit nodig is, sal ek 'n nag lank my gaan afsonder, net soos wat Jesus dit gedoen het. As dit nodig is, sal ek op 'n 3 dae vasgaan. Maar Here, ek moet verander. Want God se skape sterf. God se mense word deur 'n Kaïn doodgeslaan. En ek wil jou aan die hand vat en ek wil vir jou sê, as jy net in dieselfde erkenning is as wat ek is, dat ons weer sal verstaan, daar's net een gemeene deler waarmee ek en jy kan werk. Mense kom en sê hulle vir my, pastoor, die Here het opgedaag. Die Here was by hierdie bid hier. Die Here was hier. Here, en dan dink ek, nou, hoe is dit moontlik? Waar is God dan in my of jou lewe? Waar is God in hierdie en daardie? Dan wil ek hê jy moet weet, ons het net die Bybel. Ons het net God se woord. En ek proklameer, verklaar, solank ek op my 2 voete staan in Pleroma gemeente, sal God se woord die oorhand kry oor enige iets en enige ander ding. En enige iets wat mag of wil, sal nie triomfeer nie, want hoekom? Ek het 'n honger na God se woord. Lees jou Bybel en bid elke dag. Maak seker in daardie tyd dat jy God se aangesig verstaan, dat jy sy heerlikheid begin beleef. Want in sy teenwoordigheid is heerlikheid. Kom ons bid saam. Here, ek het vanoggend so bewus geraak saam met ons gemeente, dat ons U so nodig het. Dat ons regtig nie sonder U kan nie. Here, dit is ver in my onvermoë om vanoggend iets te probeer regkry. Maar ons roep na U en ons sê, laat dit waai oor my. Laat die Gees van God nou waai oor my. En Here, daarom wil ek ons hele gemeente oproep om nie in oorhaastigheid te dink, dit het nou begin en is klaar en is verby nie. Here, in hierdie 21 dae gee ek elke lidmaat na U. In U rigting wys ek. En ek sê, Here, praat met ons. Here, maak ons stadig as dit moet. Maar Here, laat U aangesig oor ons skyn. En Here, daarom vertrou ek elke lidmaat toe in hierdie 21 dae van gebed aan U. En ek wil bid dat U engele aangaande hulle bevel sal gee. Ek wil bid dat hulle harte sal oopmaak en sal sê, come Holy Spirit, I need Thee. Here, dat elke een van hulle sal verstaan en sal begryp
Dis nie hoe ons kan bome plant en skape oppas en al hierdie, dis net U wat die reën kan gee. Dis net U wat die kerk kan laat groei. Dis net U wat 'n sondaar tot die ewige lewe kan roep. Daarom wil ek bid dat daar 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd van soek vir elkeen sal wees. Here, as ons nie koffie en tee na die tyd drink nie, wil ek vra, sien dit as ons offer. Here, laat ons ten minste net as 'n gemeente ons koffie en tee en lekker lag en gesels en praat na die diens wil prys gee en sê, ons bid vir ons kinders. Ons bring ons nageslag na U toe. En U sal hulle opwek. U sal hulle laat uitspruit. En U sal nuwe lewe gee vir elkeen van hulle. Bid ek in Jesus se naam. Antwoord ons, bid ek in Jesus se naam. Amen.